Ons almal weet en ons almal ken die wet dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. En dan hoor ons hierdie klein stemmetjie wat sê, wanneer ons seer kry, wanneer daar iemand is wat ons te nakom, wanneer iemand ons seer maak, wanneer iemand moor, wanneer iemand steel, wanneer iemand iets van ons al wegneem, dan hoor ons hierdie stemmetjie wat sê, en jou vyand moet jy haat. Daar in Matteus 5 vers 43 tot 44 lees ons dit, en dit was net 'n interpretasie gewees van godsdienstige leiers, wat geag het en gedink het, maar as die wet sê dat jy jou naaste moet lief hê, dan kan jy maar seker jou vyande haat. Maar Jesus het met sy hele lewe vir ons kom wys, dat dit nie so werk nie. Wanneer ons dink aan daardie kruisiging, dan weet ons dat Jesus selfs daardie wat verkeerd opgetree het, selfs daardie rowers, selfs daardie wat ander voor kwaad was, ingesluit het by daardie verlossing en genade. Dat Jesus ook aan hulle gedink het en na 'n gebed vir hulle gedoen het. Jesus se hele lewe het hierdie groeperings, hierdie kliks gebreek, dat daar nie iets was soos 'n naaste of 'n vyand nie. Dat daar vir almal net liefde was. Dat Jesus keer op keer uit sy pad uit gegaan het na die mense toe en vir almal lief was. Wanneer jy vandag Jesus se liefde in oorvloed ervaar, wees dankbaar daarvoor en dink dan ook dat jy hierdie liefde moet uitleef aan elke een wat jou pad kruis. Ja, dis moeilik en dis uitdagend, maar ons dink aan Jesus wat dit kon doen op die kruis. Dan kan ons tog seker maar so klein bietjie probeer om iets daarvan vir die wêreld uit te leef. Kom ons begin net eers by ons naastes, die wat elke dag, elke oomblik ons pad kruis, en kom ons wees vir hulle lief, soos wat Jesus vir jou lief is. En dan beweeg ons so 'n bietjie verder uit, en dan kring ons dit so 'n bietjie verder uit na die wat net so elke nou en dan ons pad kruis. Maar hulle bly steeds ons naaste. Mag jy vandag in oorvloed op die onverwagste plekke Jesus se liefde ervaar.